Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella, kom jou haal, Pasella, gaan sing na. Historiese wiele sing in Port Elizabeth. Proverb en Lise Beekman rap en sing saam met bekroonde kore. In die Noord-Kaapse lekker sing leer ons stoep sit. Dis weer van bedding tot bord, in November se tuin tot tafel. En die Lusmatron stel ons voor aan haar nuwe man. Julle sal weet, Pasella stap nie sommer verby antieke of klassieke motors nie. Vandag is ons hier in Port Elizabeth by die St. Croix Motormuseum. Hier is 55 prachtstukke, waarvan die meeste aan eienaar en stigter Eben de Vos behoort. Eben se hoofdoel met die museum is om Suid-Afrika se trotse motorerfenis te bewaar. Eben, jy ry seker elke dag met 'n ander kar werk toe. Wel, Dieter, ek kan vir jou sê, die tyd wat dit neem om een motor aangeskakel te kry, sodat ek elke dag sweerlik 12 uur in die dag beginne werk. Kies jy nou vir ons motor vandag en dan ry ons 'n klein ritjie met dit. Daai mooi afstandkappie het my oog gevang. Jy is baie welkom. Kom ons gaan. Die idee van 'n museum het in 1981 by Eben Pos gevat. Hy het toe al ou karre gehad en besluit om die mooi goed met ander te deel. Dieter se keuse is 'n 1930 Chevy AD Sport Roadster. Dieter, luister net hier as ek hierdie dingetjie aanskakel. Kyk na al die bewegings, dis die tyd en die temper en daar gaan ons. Nie pragtig nie. Pragtig. Die oudste karre hier kom uit die vroeë 1910s en die jongstes uit die 1980s. Dus val Dieter se 30s keuse mooi tussenin. Die Chevy se topspoed is 105 km/h. Ewen, lyk my hierdie Chevy het sommer 'n outomatiese aircon. Ja nee, dis vir winter en somer, jy moet maar daarmee saamleef. Aircon het hy ingebou permanent, ja. As jy nou regtig die man wou gewees het in jou dag, jy het hierdie model gekry in 'n coupé en dan jy ook gekry in hierdie vorm as roadster. En as jy daarom nou die man wil wees op 'n Sondagmiddag, gaan jy hierdie masjienkie uitgehaal en straat toe gegaan met hom. En hy het ook 'n lekker handige dakbox vir die skoonmaak. Ja nee, verseker, hulle sit mos altyd so baie in chip, en sit julle maar daar agter dat die wind hulle maar besig hou en stil hou daar. Karre is nou maar eenmal deel van Port Elizabeth se geskiedenis, met dit dat die twee grootste bedrywe in die Nelson Mandela Bay, hul belangrike hawe en motors is. Die eerste vervaardiger het in 1926 'n aanleg opgerig, waarna ander gevolg het. Sedertdien staan die stad bekend as die Detroit van Suid-Afrika, so genoem omdat Detroit natuurlik Amerika se motorvervaardigers hub is. Ewen, lyk vir my jy het planne vir 'n buitelugmuseum. Nee, Dieter, ek kan vir jou sê daar's 'n rede hoekom hierdie voertuie vanoggend hier is. So 83 jaar gelede het hier 'n gebeurtenis plaasgevind hier op hierdie rotse, waar 'n boot, ek het daardie boek juis saamgebring vir jou om te wys, waar 'n boot op die rotse geloop het in digte mis. En onder andere was daar van hierdie voertuie ook, soos daai Model A Ford en daai Packard wat daar staan, 'n soortgelyke Packard was op daardie spesifieke skip gewees. Die skip se naam was die Western Knight en hy het op 8 April 1929 gestrand. Die meeste van die vrag is gered voordat dit kon sink. Die model A Ford is juis Dieter se volgende rit. Hoewel daar reeds van hulle verkoop is in 1927, is dit as 'n 1928 model geklassifiseer. Daar is tussen 1928 en 1931 5 miljoen van hierdie karre gebou. Is dit sy flikkerlig daai? Hierdie een? Nee, dis nie 'n flikkerlig nie. Dis waar jy tyd stel. In 'n moderne motor kom jy nie die dinge agter die, want dit doen dit van self, maar in hierdie motor word nog die tyd vinnig en stadig gestel. Nog iets interessant omtrent hierdie kar, terwyl jy ry kan jy sleutel uittrek. Gaan ek hom dan afskakel hè? Nee, wat, hy sal nog loop. En ons ry nog steeds. Dit was daardie jare nog 'n groot verbetering gewees van 'n veiligheidskenmerk. George neem Dieter op 'n deel van PE se roete 67, waar jy die hoogste vlagpaal met die grootste Suid-Afrikaanse vlag in Afrika kan sien. Super, ry baie lekker, maar nou wil ek eers meer oor die stad uitvind. Bye George. Bye Dieter, lekker dag. Port Elizabeth het sy ontstaan en ontwikkeling grootliks te danke aan die Britse settlers.
Daarom ontmoet Dieter vir toerismebeampte Matilda Thorn hier by die Donken Reservaat en Gedenktuin, waar 'n ou vuurtoring en piramide is, een van die ikoniese landmerke in die stad. Matilda, dis 'n pragtige uitsig hierdie. Ek verstaan daar's 'n verband tussen hierdie klippiramide en Port Elizabeth se oorspronklike naam. Ja, dis absoluut reg wat jy sê. Gouverneur Donken het gekom in 1820. Hy was eintlik aangestel as waarnemende gouverneur in die Kaap. En daarvandaan was hy gestuur om Delagoa Bay toe te kom, om dan die Britse settlers te verwelkom. Hy het 'n groot liefde ontwikkel vir die stad en gesien dat daar baie potensiaal lê in die stad. Toe het hy besluit om die stad te vernoem na sy oorlede vrou, Lady Elizabeth Donken. Daar's ook 'n tragiese legende oor die monument. Reg gesê, dis 'n legende dat daar verneem is dat hy haar hart in die piramide in begrawe het, maar oor sy liefde vir haar het hy haar hart saamgeneem Engeland toe en die hart is in Engeland begrawe, maar haar liggaam in Indië waar sy oorlede was. Dieter se volgende wiele het gewag. Hierdie is 'n 1932 Packard. Hallo Charles. Hallo Dieter. As ek so na hierdie weelderige motor kyk, weet ek nie of ek deftig genoeg aangetrek is nie. Nou Dieter, nee, maar as gas, as jy vergewe vandag, so ek dink klim gerus agterin. Dan sit soos Driving Mr Daisy. Soos Driving Mr Daisy en ek sê ding hier voortoe. As ek Die 5-7 sedanreeks is van Junie 1931 tot Januarie 1933 in Amerika vervaardig. In 1932 is daar 16.613 van die spesifieke voertuie verkoop. So Charles, ek is mal oor die ruimte hier agterin. Ja Dieter, ek is bly jy geniet dit. Die kar is 'n bietjie groter daar agter en jy sal oplet daar's 'n paar luksehede soos die blindings wat links en regs van jou is en agter. En dan voor jou is daar 2 stoeltjies wat kan uittrek. Dit is vir die familie as die familie groot is. En links en regs van jou het jy ook 2 sigaaraansteekers. Packard karre is gemaak van 1899 tot 1958. Hulle het van die begin af modern gedink en was later eerste met lugverkoelers. Hierdie motor dateer uit dieselfde tyd as model A, maar tog lyk die instrumentpaneel vir my amper meer luks. Ja, hy is baie standaard, maar een uitstaande kenmerk is daar heel links is 'n stang en die kan jy in en uittrek en dit maak jou skokbrekers harder en sagter afhangende van die toestand van die pad. So hulle het al 'n 4x4 gemaak in die 30er jare. Ja, nee, so hulle het 'n bietjie vooruitgedink daai jare. Ja, Dieter, ek is natuurlik nou baie nuuskierig. Jy het nou, dis nou jou derde kar wat jy inry. Het jy nou al 'n keuse gemaak? Die Chevy was vir my lekker sportief, model A, ongekompliseerd. Hierdie motor is absoluut weelderig. Maar ek besef ook ek gaan nog baie lank moet spaar voordat ek enige 3 van hulle kan bekostig. So vir nou gaan ek net geniet. Jy kan die prachtkarre ook geniet in die museum, Saterdagmiddag en op afspraak in die week.